Baie welkom vandag weer by jou lewelige gedagstukkies, dag 255. Jy is myne. Jesaja 43 vers 1. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Jy mag maar bang wees, maar jou bang word al hoe kleiner, hoe meer jy fokus op hom wat by jou is en sy heerlikheid wat wag. Jy is myne. Die Engels het mos die sêding van the morning after the night before. Dit is nou 'n beskrywing van daardie gevoel wat mense beleef die oggend nadat hulle die vorige aand hard gekuier het. Nie baie vars nie. Maar soos die een man gesê het, nou wat as jy nou daardie gevoelendheid het en daar was nie eers 'n night before nie? Wat as jou ore hang en jy voel nie eintlik lus vir die dag wat voorlê nie? Jesus was in die pilvlak van sy aardse bestaan. Palmsondag was feeslik. Eintlik baie meer as 'n fees, die triomfantelike intog van Jesus in Jerusalem. Mense het palmtakke geswaai, hulle klere voor hom uitgegooi en uitgeroep, Hosanna! Hoewel dit uiterlik feeslik was, het twee dinge die vreugde in Jesus se hart minder gemaak. Hy het geweet hoekom hierdie mense hom so verwelkom het. Hulle het gedink hy is hulle Messias wat hulle van die Romeinse regering sou bevry. Daarmee saam sou dieselfde mense wat Hosanna geskreeu het, 'n paar dae later, kruisig hom skreeu. Na die feeslikheid van Palmsondag het die harde werklikheid die dag daarna deurgebreek. Golgotha het so in die mistigheid van die komende dae voorgelê. Die skare se dreunsang het Jesus nie laat wegfokus van die hemelse fees en vreugdesange wat God die Vader besig was om vir sy tuiskoms voor te berei nie. Terwyl die mense op Jesus gefokus het, het Jesus gefokus op dit wat agter die kruis en die graf gelê het, tuiskoms in die Vaderhuis. In sy ore het sy Vader se stem weer klink. Jy is myne. So dikwels sit die blou maandag ons ook in 'n vlak fokus kopklem. Al die uitdagings wat voorlê in die week, die kopsere, die moeilike mense, die afhandel van slegte dinge, die worsteling van alleen wees, vertroue wat geskok word, vriende wat jou nie steek gaan laat, vriende wat die messe van verraad diep in jou rug gaan druk. Dit is alles deel van die lewe. Maar daar is 'n groter werklikheid en heerlikheid agter dit alles. Die heerlikheid waarop Jesus gefokus het. Die feesmaal by sy Vader. Miskien is jy ook vandag op so 'n plek. Die palmblare lê nou verlep op die grond. Die sang het stil geraak. En die pad vorentoe voel donker en bangmakend. Maar hou moed. Fokus diep. Want ook vir jou is daar 'n feesmaal voorberei. Hoe meer jy daarop fokus, hoe kleiner word jou vrese en bekommernisse hierdie kant van die hemel. Die koning wat die pad voor jou gestap het, is ook jou gids, jou herder, jou redder. Hou moed, die feesmaal wag. Wanneer jy voel jy kan nie aangaan nie, kom herinner God jou ook met, jy is myne, die feesmaal wag. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy verloor ons perspektief op God se groter prentjie? Wat dink jy moet ons doen om verder te kan sien en dieper te kan kyk? Hoe gaan jy vandag begin om verby jou vrese en reuse te fokus? Dankie Jesus dat U ons kom leer het om verby ons Getsemanies te fokus en om soos U te kan bid. Nogtans nie my wil nie,
maar U wil geskied. Leer my ook om God se groter prentjie vir my lewe te kan ontdek. Amen. Will Smith het mos gesê, "It's interesting that God always places the best things in life on the other side of fear." Hoe meer ons begin fokus op dit wat agter ons vrese lê, hoe kleiner en minder word ons bang vir môre. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Charles Botha. Om elke dag 'n dagstukkie op WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer per WhatsApp na hierdie nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Besoek gerus ook ons Lewe Lig Gemeenskap Facebook bladsy of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal vir meer inspirasie. Shalom.